Is ek dalk besig om te slaap? Is ek dalk besig, het ek dalk gekies? Ek weet die Here is besig in my lewe, maar ek wil nie nou deel daarmee nie. So wat doen ek? Ek gaan onder in die boot, ek vat my slaappilletjie, en ek maak seker ek slaap pas. Maar Jona was onder in die skip waarin hy afgegaan het, om te gaan slaap. Hoorie julle, ons sal vir Jona eendag die vraag vra. Het jy geweet God gaan 'n storm stuur? Ek het 'n vermoede, hy het die Here geken, hy het geweet, hier kom moeilikheid. Hy het vasgeslaap, en die kaptein het na hom toe gekom en vir hom gesê, wat is dit met jou, dat jy lê en slaap? So, waar was die manne? Die manne was bo op die boot besig om die vrag oor te gooi. Hoekom? Want hulle wil die skip ligter maak, hulle wil die skip red. Okay? Hierdie matrose, geharde manne wat kan vloek en skel en kan drink, manne wat nie omgee oor iemand anders nie. Hoor jy, julle matrose was bekend daarvoor, as jy op hulle bootskelm opgekom het om 'n lift te vang by hulle, het hulle een van twee goed met jou gedoen, hulle het jou of verkoop as 'n slaaf, of gehou as 'n slaaf, of hulle het jou sommer net in die see gegooi. Hulle het nie omgegee nie. Hierdie was harde manne. Waar was hulle? Hulle was besig om allerlei goed aan te vang. Waar was Jona? Hy was besig om te slaap. Hy was besig om te slaap, nie omdat hy op God vertrou het nie. Nie omdat hy om God vertrou het nie, omdat hy net nie omgegee het nie. Hy het nie omgegee nie. Hy het net nie omgegee nie. En hier's 'n diep waarheid in. Hier's 'n diep waarheid in, want dit kan wees dat ek ook slaap. Nie omdat ek die Here vertrou nie. Ek is besig om deur my storm te slaap en sê, weet jy wat, ek gee net nie meer om nie. Nie omdat ek die Here vertrou nie, maar omdat ek net nie omgee wie skade ly deur my storm nie. Hierdie storm het ek veroorsaak. Ek is besig om hierdie storm vir die mense om my te gee, en ek slaap, want ek kan net nie minder omgee wat met hulle gebeur, of wat die Here doen nie. En julle, dis 'n slegte plek om te wees. Dis 'n slegte plek om te wees, want Jesus was op 'n boot waar hy geslaap het, maar Jesus het geweet hy gaan 'n wonderwerk doen. Hy het geweet hy gaan sy goddelikheid wys. Dit was anders as Jona. Jona vlug van die Here. En ouens, ek en jy kan 'n bietjie hierna kyk, en ek moet myself vra, wie is die matrose om my? Gee ek regtig om? Gee ek om vir hulle? Dit kan wees dat ek dalk nie besig is om te slaap omdat ek sonde gedoen het nie, maar ek is net so gemaklik in my geloof dat ek ophou omgee het. Want hierdie wêreld is in 'n groot storm. Ek weet nie of julle saamstem nie. Hierdie wêreld is besig om dit self te vernietig. En ek en jy is die lig wat Jesus bekend kan maak. En julle, ek sê nie jy nie, ek sê ek. Partykeer is ek so besig met my eie lewe en my eie dingetjies, dat ek net so half en half, gaan julle maar nou net aan met julle dinge, weet, los my net uit. Is julle ook partykeer daar? Gaan julle net aan met julle dinge, los my net uit. Hier in die suide van Afrika kom maar nie missiele nie, so niemand soek ons nie, ons gaan net aan met, en daar moet 'n verandering in ons hart kom. Ons moenie 'n Jona wees nie. Die matrose gryp en hulle soek. Ek moenie slaap nie. Ek moenie slaap terwyl dit alles gebeur nie. Okay, dit bring ons by die laaste vraag. En dit is, ek het nou hierdie hele deel geskiep, kom ek sê dit dalk net. Sien julle, daai is 'n oulike prentjie, dink julle nie? Hierdie matrose, wat het hulle gedoen toe die storm kom? Hulle het gebid tot hulle gode. Het Jona die ware God aanbid? Wel, ja, hy het en jy het nie. Julle is reg. Die antwoord is ja en nee. Ek het die vraag verkeerd gestel. Ja, hy het die regte God geken, maar hy het hom nie aanbid nie. Hy was ongehoorsaam aan hom. Jesus kyk na die wêreld en hy hang in die kruis en hy sê, Vader, vergewe hulle want hulle weet nie wat hulle doen nie. Hoorie, mense wat verlore gaan, roer Jesus se hart. Dit moet my hart ook roer. Dit moet my hart roer. Jesus se hart breek vir mense wat verloor, my hart moet ook. Kan ek dit so stel, so reguit en direk, dat om apaties te wees teenoor mense wat verlore gaan, om apaties te wees teenoor die matrose op my boot, is eintlik sonde. En dis waar Jona was. Okay, laaste vraag. Wat moet ek doen? So, voor in die kerk is al 'n boks met traktaatjies, ek gaan nou vir julle elkeen 50 gee, en jy moet hierdie week 15 mense vir Jesus wen. Kom ek gee vir jou 'n makliker pad. Wat het die kaptein gedoen? Hy het Jona gaan wakker maak. En wat het hy vir Jona gevra moet hy doen? Hy het in soveel woorde gesê, Jona, bid vir ons. Hy ken nie vir Jona nie, hy weet nie wie Jona se God is nie, maar dis die enigste en die beste kans wat oor is.